Wanneer mense vandag oor geloof en oor Jesus Christus praat, hoor ons dikwels, elkeen verstaan Jesus maar op sy eie manier. Die een sal sê, vir my is Jesus 'n voorbeeld van liefde. Die ander, vir my is Jesus 'n besondere profeet. En nog iemand sal sê, vir my wys Jesus net dat ons meer verdraagsaam moet wees. En dan kom die bekende woorde dikwels in so 'n geselskap, man, jy het jou waarheid en ek het my waarheid. Maar vir Johannes werk dit nie so nie. Die vraag na waarheid is nie eers 'n filosofiese vraag nie. Dit is 'n geloofsvraag. En vir die gelowige is die vraag na die waarheid nie eers 'n vraag na wat nie, maar die vraag na wie. Want dit is Jesus Christus wat vir ons gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Goeienaand, welkom by ons aandgodsdiens. Dit is lekker om weer met julle die woord van die Here te kan deel. Ons gaan voort met ons bestudering van die boek 2 Johannes en ons lees vanaand verse 4 tot en met vers 6. Ek gaan vir ons voorlees. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou, dit is nie iets nuuts wat ek vir jou voorskryf nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. In Johannes 17 vers 17 staan daar, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Ons dank die Here dat ons ook vanaand sy woord as die waarheid het, waaruit ons ook die waarheid beter kan leer ken. Johannes begin vers 4 met vreugde. Hy sê hy was baie bly dat hy van die gemeente se mense gesien het, ontmoet het wat nog in waarheid lewe. Nou dit klink baie eenvoudig en basies, maar dit is 'n baie diep uitspraak wat hy maak. Johannes bedoel nie bloot dat hulle eerlike mense was nie. Hy bedoel nie net dat hulle mense was wat die waarheid gepraat het nie. Hy bedoel dat hulle leef in die geloof in die ware Jesus Christus. Die Christus wat van die begin af deur die apostels verkondig is. Dis 'n baie belangrike opmerking van hom, want hierdie gemeente het onder druk gekom. Later in vers 7 sal ons sien Johannes praat van misleiers wat nie die ware Christus na die gemeente toe gebring het nie. Hulle het waarskynlik nog geestelik geklink, godsdienstig geklink. Dis mense wat nog van Jesus gepraat het en daarom het die gemeente hulle nogal aanvaar, dit het reg geklink, maar hulle het 'n afgewaterde Jesus verkondig. 'n Jesus wat nie meer die volle Christus van die apostoliese evangelie was nie. Die Jesus wat die apostels verkondig het, God wat mens geword het en wat vir die sondes van die mense gesterf het, dit was nie die Christus wat hulle verkondig het nie. Daarom is vers 4 so belangrik. Johannes is bly wanneer hy sien dat sommige van die gemeente se kinders nog in die waarheid lewe. Hulle het nie agter 'n ander Jesus of 'n ander verkondiging aangeloop nie. Hulle het gebly by die Christus wat die apostels van die begin af aan hulle verkondig het. Dit is ook die toets in ons tyd vir die waarheid. Waar kry ek die waarheid? Die waarheid lê nie in my eie gevoel nie. Dit lê nie in my eie interpretasie van Jesus of in wat sommige teoloë van ons tyd noem 'n nuwe lees van die evangelie, wat dan op die ou end die eise van Christus sagter maak vir 'n wêreld wat vir die sonde lief geraak het nie. Die waarheid lê in die woord van God, in die evangelie van Jesus Christus, in die verkondiging wat van die begin af aan die kerk gegee is. Maar Johannes sê nie net dat ons die waarheid moet ken nie. In vers 4 praat hy van mense wat in die waarheid lewe. Waarheid is iets wat gelewe moet word. Dit moet sigbaar word in ons daaglikse lewe. Daarom beweeg Johannes in vers 5 na die gebod, ons moet mekaar lief hê. Maar nou moet ons ook verstaan, liefde is nie bloot 'n algemene gevoel of emosie, mense liefde of vriendelikheid nie.
Liefde begin by God. Dit is die gebod wat van die Vader kom. Die groot gebod is dat ons die Here ons God moet lief hê en ons naaste soos onsself. Liefde begin by God. Liefde vir God is die fondament, die wortel van ons eie liefde vir mekaar. Dit mond uit, dit dra vrug in die vorm van liefde vir God se kinders rondom ons. In vers 6 verduidelik Johannes dit verder. Hy sê, liefde beteken dat ons volgens God se gebooie lewe. Liefde staan dus nie bo die waarheid nie. Liefde beteken nie jy kan die waarheid prysgee nie. Liefde is nie om mekaar maar te laat wegdryf van Jesus Christus en die waarheid gemaklik agter te laat nie. Ware liefde help mekaar om by die waarheid te bly. Ware liefde vermaan mekaar. Ware liefde roep mekaar terug na Christus, terug na die woord, terug na die ou gebod wat ons van die begin af gehad het. In Johannes se gemeente sou liefde met ander woorde nie beteken het, jy moet maar elke reisende leraar in jou huis ontvang sonder kritiek en sonder om die verkondiging wat hulle gebring het te evalueer aan die hand van die ou verkondiging van die apostels nie. Ware liefde sou beteken, beskerm God se kinders, beskerm jou huisgesin teen 'n valse Christus, teen die verkondiging van 'n valse Christus. Moenie toelaat dat jou huisgesin, jou gemeente se geloof, deur 'n vals verkondiging van Jesus vergiftig word nie. En nou kom die vraag terug waarmee ons begin het. Waar gaan soek ek die waarheid? Soek ek dit in my eie gevoel, dit wat ek voel die waarheid is? Vandag word daar mos gesê, jou gevoel sal vir jou sê wat reg is en wat waar is. Soek ek dit in my eie weergawe van Jesus? Gaan sit ek iewers eenkant alleen in die hoekie met my Bybel en probeer dit lees en verstaan en kom uit by my eie formulering van wie en wat was Jesus? Gaan soek ek dit in dit wat die wêreld vandag aanvaar die waarheid is. Vandag word daar mos baie gesê, kom ons stem oor die waarheid, en die meeste stemme sal vir ons sê wat die waarheid is. Of bly jy by die Christus van die skrif? Die Here roep ons vanaand by monde van die apostel Johannes en sê vir ons, leef in die waarheid. Bly by die ware Jesus Christus en laat jou liefde vir God sigbaar word in liefde vir sy kinders. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie dag uit U hand. Ons sê dankie vir U bewaring, vir U sorg, vir U genade oor ons lewe. Dankie Here dat ons nie aan ons eie gedagtes en gevoelens oorgelaat is nie, maar dat U waarheid aan ons gegee het in U woord. En dankie dat ons U seun Jesus Christus kan ken, wat vir ons gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Here, bewaar ons daarvan om ons eie waarheid te soek of te formuleer, of om 'n Jesus te volg wat net pas by ons tyd en ons omstandighede en ons begeertes. Hou ons by U ou evangelie, by die woord wat van die begin af aan die kerk gegee is. Here, bewaar ons teen 'n liefde wat die waarheid prysgee, maar ook teen 'n waarheid wat hard en liefdeloos geword het. Help ons om mekaar lief te hê deur mekaar nader aan Jesus Christus te roep. Ons bid vanaand vir almal wat met leë hande voor U kom buig. Hande wat leeg is, Here, omdat ons geestelik moeg geword het. Omdat ons verward is, bekommerd is, swaar belas voel. Hande wat leeg is omdat ons aardse nood het, omdat daar siekte in ons lewe is, finansiële druk, hartseer, eensaamheid, vrees, omdat ons dikwels nie meer weet waarheen nie. Here, ontferm U oor elkeen van ons. Bewaar ons en ons geliefdes dan in hierdie nag, laat ons veilig en in vrede rus in U sorg. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen.